seker die grootste ding wat in my en jou hart elke dag moet wees. Ons word so verstrengel met die goed rondom ons hak vas baie keer. En ons wonder baie keer, is die Here nog goed vir my? Ek dink in hierdie afgelope paar maande het ek op 'n stadium gekom, ek sê, ag Here, kan ek net goeie nuus kry nie? Het iemand al so gevoel? Ek soek net 'n bietjie goeie nuus, nie wees baie te wees, net 'n klein bietjie, dat ek net so 'n klein bietjie beter voel oor myself. En dis asof die Heilige Gees net weer in my hart net inspreek en sê, maar weet jy wat, Edwin, waarvoor is jy dankbaar? Want as jy dankbaar is vir die kleinste dingetjie in jou lewe, gaan die Here kom en hy gaan jou vul met absolute blydskap. En ek wil amper sê, dankbaarheid maak die deure wat ek en jy so baie keer hard probeer om die deure oop te maak. As ons dankbaar begin raak, hulle gaan sommer van self oop. En so ek wil bemoedig, kom as 'n gemeente, laat ons altyd dankbaar wees. Ek wil voordat ek begin bid vir ons vir die woord vanoggend, wil ek net weer eens dankie sê vir elkeen van julle, dat ons oor 'n tydperk van 18, 19 maande, 20 maande, ons nog in hom in, maar dat julle volhard het, en ek gaan so 'n bietjie praat oor volharding vandag, ek dink is net nodig, maar dat julle nie as gemeente moed verloor het nie, en ek wil vir julle dankie sê, moed verloor het met ons, en wat moet gebeur, en so ek wil vanoggend kom, wil eerstens vir julle dankie sê, natuurlik vir die Here, want hy lei ons, en ons wil glo ons word gelei deur die Gees van God, maar uiteinde is dat julle het nog steeds vasgebyt, en ek wil vir julle sê baie dankie van my kant af, ons waardeer elkeen van julle, Gert, Alet, en die 2 girls, waardeer julle, dankie vir dit wat julle doen, Nimmy, Janel, ek Renier wat op staf is nou, baie dankie, Jannie en Lise Marie, ek het daar's Jannie en Lise Marie, ek wil net my rigting reg kry, weet ek kom uit Kimberley, het my rigting reg kry, Jannie en Lise Marie, en dan ook Louis en Lindy, voorwaar wil ek vir julle sê, is ek dink God is besig om 'n groot ding te doen, en ons gaan dit sien, ons gaan dit ervaar, en ons gaan jubel en juig in dit wat God doen, amen, so ja, kom ons sluit ons oë, ons vra die Here se seën, op ons woord. Lord, we come to you right now in Jesus' name. And Father, in this moment, Here, ek wil net kom wegkry by u vanoggend, voordat ek die woord bedien. Want Here, ek verstaan die erns en die verantwoordelikheid om agter hierdie preekstoel te staan. Dan bid ek vanoggend, Here Jesus, dat u my hart sal lei, my verstand gerig sal wees, net op u. And Lord, what I share this morning will truly come from your throne room. And I pray this morning, Lord, that as we came in, we will walk out differently. Because that is what your word does. Your word changes atmospheres. And so, Father, we pray it this morning. Here kom, raak elkeen van ons aan. Wees so nabyheid met elkeen vanoggend. Mag ons u ervaar bo alles in die woord. Here, dankie dat ons weet u woord, Lord, your word is the very thing that washes us, dat maak ons skoon. En ons sê vanoggend vir u, dankie vir u woord, in Jesus naam. Amen en amen. So die vraag het opgekom by my, en ek Gert gesels met julle oor die Heilige Gees, en die werking van die Heilige Gees, en al daai goed. En so ja, ons is deur Paasnaweek, en ons het amazing goed, ons het die kruisiging van Jesus, het ons gevier, en jy weet, al was dit 'n somber dag, it was a somber day, and I mean, if you just look at the crucifixion, it was quite indifferent day when we look at it, that Jesus had to die for you and me. I mean, just put that in the context. But in that day, we found celebration, isn't it so? And then they call it Quiet Saturday, and Quiet Saturday went through Quiet Saturday, want alles was rustig geweest, and then Resurrection Sunday, I mean, ons het nou die liedjie gesing, then on the 3rd, at the break of dawn, man, daar toe gebeur iets, en ek wil net sê, Kobus, elke keer as ons dit sing, dan gebeur iets in my gees, dis asof ek hier so opgewonde in my gees, want iets het gebeur op die opstanding, en ek en jy moet dit besef, want ek en jy leef elke dag in hy opstandingskrag, en dit wat Christus vir my en jou kom doen het. Die Bybel sê so mooi, as hy nie opgestaan het nie, was die kruisiging verniet, en my en jou geloof het niks beteken nie, maar dank die Vader, dat hy Jesus opgewek het uit die dood uit, en dat ek en jy in daai krag kan stap elke dag, want dis wat vir my en jou verwag word. En so, ek wil bietjie praat oor die lewe na die opstanding, en veral vanoggend wil ek bietjie fokus op, dat elke stap wat ek en jy vat, every step forward is a step in victory. Ek en jy is geroep om in oorwinning elke dag te stap, en oorwinning gaan nie, wat ek en jy ervaar en sien nie, en dit gaan julle vanoggend hoor. Ek dink baie keer hak ons vas by, ons moet dit ervaar, ons moet dit sien. Dis glad nie wat die Bybel my leer nie.
Die Bybel leer dat geloof is juis om die onsiendes goed wat ons nie sien, nie sienbaar te maak in ons hart en ons gees. En ek en jy moet in oorwinning stap. Because the word of God tells us that you and I are part of God's victory procession. As ek te vinnig vir julle. Want ek kom uit Kimberley uit en ek het ver gery van eintlik van Vrydag af, ons het al so 1300, 1400 kilos al gery. Hoor gou mooi. Ek wil hê ons moet dit ervaar vanoggend. Oorwinning is nie wat ek en jy elke dag sien nie. Oorwinning is wat in jou hart en my hart gebeur. Elke oomblik van elke dag. En ek en jy moet in daai oorwinning stap. Dis om Galasiërs in, want die groot ding is, ons kom op 'n plek wat ons moeg voel en ek glo vas dat the word of God actually tells me I'm not here to strive. Ek moet nie my voete sleep nie. Ek moet in oorwinning stap. Ek moet elke oggend in dankbaarheid in oorwinning moet ek kan stap en ek moet die Here se naam kan groot maak deur my lewe en dit wat ek doen en wat ek sê elke dag. Galasiërs 6 vers 9 sê dit so mooi. Hy sê laat ons nie moeg word om goed te doen nie, want op die regte tyd sal ons oes insamel as ons nie moed verloor nie. Kom ek lees die Engels vir julle. Engels klink net so bietjie beet. Anders, ek het gesê anders, nie gesê beter nie, ek het gesê anders. So let us not become weary in doing good, for at the proper time we will reap a harvest if we don't give up. The bottom line is if we don't give up. En die grootste ding is ons raak so vas in ons denke en ons menswees dat ons begin 'n moed verloor. Veral ek weet nie van julle nie, maar as ek nou begin rondkyk wat in die wêreld gebeur en ek kyk na die dieselpryse. Ek is 'n verkeerde plek om te praat oor diesel. Ek verstaan. Ek voel presies soos julle. Want by jou dieselkarretjie is maar dors. Die realiteit is wanneer ons rondom ons kyk en ons ervaar die goed in hierdie lewe. Jy gaan wonder ek, Here, waar gaan ons uitkom? Maar ek is volgende hier om jou te bemoedig. Daar's krag in volharding. Daar's krag. There's power in endurance. Endurance or perseverance simply means the ability to withstand hardship. Wanneer ek jy deur goed gaan, absoluut deur goed gaan. Daar's 'n belofte gekoppel aan volharding. Nie vir die wat begin nie vir die wat probeer nie, maar vir die wat volhou. En ek word herinner aan daai gedeelte, of kom ek stel jou gou vinnig 'n storie. Ernest Shackleton, hy het op 'n ekspedisie gegaan, hy het Antarktika so 'n bietjie gaan ontken, of gaan verken, verkeerde woord, verken. En nog voordat hy land kon kry, het hulle vasgeval in ys, in daai ys gedeeltes. En wat veroorsaak het dat die boot begin sink het en hulle moes afklim. Hulle moes vir 'n jaar lank op daai ys oorleef. Toe die ys begin smelt, kon hulle die reddingsbootjies wat hulle dan nou teruggehou het hulle dit na I think it was Elephant Island, moes hulle soontoe deurgaan om net te gaan hulp kry. Toe hulle op die eiland aankom, moes hulle nog 800 myl. Ek dink dis vandag my hoëgraad wiskunde is 1288 kilometer. Dat ek hom vinnig uitgewerk. Moes hulle nog te voet gaan. Luister, to get to an outpost so that they can actually help and actually save the lives of 27 of their crew. Not one lost their life. Maar hoor gou mooi. As hulle nie volhard het nie. My vraag is net, wat sou gebeur het, as hulle op 'n plek gekom het en gesê het, "Sjoe, ek weet nie meer nie. Ek weet nie meer nie." Maar hulle het volhard. Hulle het vasgehou. Hulle het geglo. En dis iets wat ek en jy moet doen. Dieselfde met Israel. Israel het 400 jaar in slawerny verduur. 40 jaar in die woestyn. Luister gou mooi. 40 jaar in die woestyn. En toe net hulle dink, luister, ons kom hier uit. Hier kom ons oorwinning. Toe kom hulle stap in die land van Kanaan en die eerste ding wat vir hulle wag is Jerigo. En hulle kyk Jerigo. En ek dink in daai oomblik het almal se moed in hulle skoene gesak. Dit was 'n versterkte stad, geslote hekke. It seemed impossible for them to actually need to go where they need to go to. But I'm reminded that the word of God says in Joshua 6, en ek gaan dit net gou vinnig vir julle net deurlees. Joshua 6 verse 1, it says, "Kyk, ek het Jerigo in julle hande gegee." Nou, pause. We need to understand something this morning.
when the Word of God says something to us, it is important that we need to understand that dis 'n prinsip uit God se woord het wat ek en jy moet toepas. So if God says something, that seals it. Alright, dit is hoe dit werk. As God se woord dit vir my sê, dan vat ek dit as myne. Of werk julle Bybels nie so nie? Net in die Noord-Kaap. Ergens in die Noord-Kaap werk dit so. Die realiteit is dit, as God se woorde sê, dan maak ek 'n deel van my lewe en ek moet dit uitleef al sien ek dit nie. Luister gou mooi. Hy sê ek het Jerigo in julle hande gegee. Wat hulle gesien het was a fortified city, massive walls. How are we going to get through this? This seems impossible. But God said, I've given this to you. Luister gou mooi. Ons perspektief op hierdie aarde is baie beperk. Is baie beperk. Our perspective can be obstructed, want wat ek en jy sien baie keer en ervaar baie keer deur ons oë, deur ons sig, is nie wat God se woord sê een ding, ek en jy ervaar 'n ander ding. Maar ek wil graag vir julle sê vanoggend, ek en jy moet ons perspektief so bietjie verander, sodat ek ons van 'n goddelike manier sien. Net gou vanaand. God praat in die verlede tyd oor 'n oorwinning wat nog nie eens gebeur het nie. Hoekom? Want hy staan buitekant tyd. Hy ervaar en hy sien goed wat ek en jy nie ervaar en sien nie. Omdat die hemel se perspektief anders is as wat hier op aarde werk. Heavenly perspective are quite different than what you and I actually experience. So wat hulle gesien het, hulle het mure gesien. Wat God gesien het is oorwinning. En wat ek en jy elke dag in moet stap is oorwinning. Maak nie saak wat my kant toe kom nie. I am more than an overcomer, says the word of God. Ek kan alles verduur en ek kan deur alles stap. Jy sien, geloof is om te sien wat God sê, selfs wanneer ek en jy nie kan sien wat God sien nie. Is om 'n deel van ons lewens te maak. 2 Korintiërs 4:18 sê dit so mooi. Ons let nie op die sigbare dinge nie, maar op die onsigbare. We need to focus on the unseen things. And when we focus on the unseen things, our perspective will change. Luister gou mooi. Ons perspektief gaan ons vashou of dit gaan vir ons verander. Dit gaan vir ons deurbraak bring of dit gaan ons stop. Ons perspektief. En my vraag vanoggend is, dink julle nie ons moet 'n goddelike perspektief in elke aspek van ons lewens hê nie? 'n Woordperspektief, wat God se woord van my en jou sê. Dat as hy dit gesê, dat ek weet ek kan in dit vashou, want ek wil vir julle sê, as iemand môre moet vir my wys en bewys dat hierdie Bybel, hierdie boek is totaal en al, man, is verkeerd. Dit help ons glo in hierdie. Ek weet nie wat gaan ek doen nie. Want my hele lewe is vasgemaak in God se woord. In God se woord. So as ons perspektief verander, luister mooi. En ons kyk van 'n goddelike perspektief af, dan gebeur iets in my gees en in jou gees. En ek en jy kan elke dag opstaan. En ons kan daadwerklik stap. En dis wat hy tog vir Joshua gesê het. Joshua, you need to be strong and courageous. Kind van God, you need to be strong and courageous. Hoekom? Wat God sê, ek is saam met jou, ek is met jou, ek sal jou nooit verlaat nie. Al gebeur daar goed, al val die ekonomie, al hou hulle die olie terug, al is die diesel en die petrolpryse hoog, man, al reën dit nie. Maar gou mooi. Heavenly perspective. Why? Because God says, I've got you. He's the one that takes care of my need. It's not the world, it's not Absa Bank, it's not Howard. He's the one who takes care of my need. And so ons moet absoluut, we need to make a spiritual shift. And our spiritual shift actually starts when we start worshiping God. Wanneer ek en jy kan sing, wanneer daar niks is om oor te sing nie. En absoluut kan uitbasyn en die Here se naam groot kan maak. Luister, lofprysing verander perspektief. Wanneer jy loof, hou jy jou fokus nie op die muur nie, maar jy hou dit op God, die begin en einde van ons geloof. En dan hou ons vas daarin. Dis kom Lukas sê, Lukas 11:34 die woorde van Jesus, hy sê, wanneer jou oog helder is jou hele liggaam verlig. Wanneer jou oog helder is, wanneer jy op die regte goed fokus, wanneer jou fokus op God is, verloor vrees sy krag. En dis wat ek en jy moet verstaan. En so vanoggend wil ek julle bemoedig, ek wil absoluut bemoedig. Ons perspektief, dit wat ons sien, kan beperk wees en word beperk deur my en jou denke en van waar af ons kyk, ons eie menslike. Ek dink ons is baie keer ons grootste vyande. Ons sal sekere goed sien, sekere goed ervaar en Here, dis ook ek wil sê. Kan ek gou vir iemand in die huis sê vanoggend, en ek sê dit met groot liefde, want jy verwag
jy verwag, of jy wag vir 'n antwoord. Ek dink dis die reg. Jy wag vir 'n antwoord. Maar ek wil net vir jou sê, dit wat die Here sien en ervaar, hy staan buite tyd en ervaar dit, en hy weet, as hy dit vir jou gee wat jy nou gevra het, dan gaan die uitwerking dit wees. Al wat jy moet wag is wat? Volhard. Here, ek vertrou U wil vir my woord, vir my lewe. Here, ek vertrou U in wat moet gebeur. Al voel die binnekant my, ek wil skree en ek wil weghardloop en ek wil goed doen. Here, ek wag vir U, ek gaan volhard. Here, ek vertrou in U woord en wat U woord vir my sê. So we need to understand, the process may not be so obvious than what you and I see. Luister, ons vooruitgaan mag dalk nie so sigbaar wees nie. But we need to keep on trusting God. Ek het daai gedeelte in Josua 6, as jy dit mooi gaan lees, hier kom Josua, kom ek net die storieetjie net so 'n bietjie volmaak vanoggend. Josua kom, staan daar en hy kniel, sien die Jericho mure, kniel, hier staan the command of the Lord's army, Jesus homself. En hy sê, are you for me or against me? Hy sê, ek is nie vir een van julle nie, ek is hier vir myself. In hoofstuk 6 sê hy vir hom, maar ek het klaar 'n plan. Ek het Jericho klaar aan vir julle gegee. Dan gaan hy verder en hy sê mooi, hy sê, al wat julle moet doen, julle moet nou vir die volgende 6 dae, 1 keer om Jericho stap en terugkom. Geen woord nie. Wil julle die plan hoor? Ek weet nie of dit so 'n goeie plan is nie. Hoor gou mooi, hier kom die Here en die Here gee vir Josua die plan. Is 'n amazing plan. Josua, dis al wat julle moet doen. 1 keer vir die volgende 6 dae, en die 7de dag gaan julle 7 keer, en wanneer julle omgaan, dan loof en prys julle my en julle doen wat julle moet doen. Josua gaan terug en hy sê net vir sy mense, luister wat ons gaan doen. Ons gaan vandag net om die stad stap. Hy gee nie vir hulle die hele plan nie. Sjoe. Ek besef dat dit moes nogal uitdagend vir hulle gewees het as Israel. En ek weet nie van julle nie, maar ek is een van daai, amper sê ek stupid mense. Maar ek wil die kat sien, ek wil sien hoe klim die kat op, ek wil sien hoe klim die kat uit die boom uit, ek wil sien waartoe die kat stap, en dan wil ek nog kyk hoe die kat, en dan wil ek nog vir die kat sê hoe hy moet stap. Wel, is nog 'n paar van julle. Om alles te sien. Here, ek wil 'n bloudruk hê. I want a blueprint of how this is going to work. Sjoe, ek het vir julle goeie nuus vanoggend. Die Here werk nie so nie. En ek dank die Here dat hy nie so werk nie. Ek dank die Here. Luister gou mooi. In Josua 6:14 sê hy, op die tweede dag moet julle weer rondom die stad stap en terugkom kamp toe. En dit moet julle doen dan vir 6 dae. Geen skree, geen vallende mure, geen sigbare, luister, geen sigbare vooruitgaan nie. Net, hoor gou die woord, gehoorsaamheid. To be obedient. And the word of God says, obedience is better than sacrifice. Obedience, net om gehoorsaam te wees. Here, ek gaan reageer op die woord, en al wat ek gaan doen is, ek gaan vashou in die woord, al verstaan ek dit nie heeltemal nie, al is the blueprint is not set out. I don't know if I need to turn right or left right now, but you know what, I'm going to wait for your spirit to lead me and show me, en al vat dit tyd, en al werk dit nie volgens my plan nie. My plan nie. Obedience. Ek dink die gesprekke in die kamp is baie keer soos ek en jy ook praat, wanneer ons rondom die tafel sit, en alles werk nie uit soos ek en jy dit wil hê nie. En die gesprekke klink so, Gert, werk dit? Werk dit? Of Jannie, wat doen ons nou eintlik? Of dalk derde vraag, hoekom verander niks nie? Ons vra dit almal. Ja, ek sien geen verandering nie. Lord, there's absolutely nothing is changing. Ek kan myself indink hoe het Israel gevoel. Hy kampvuure was stil. Hulle het gewonder, joh man, 400 jaar, 40 jaar, nou in Kanaan, woe, en wat hulle nie geweet het nie, Jericho was maar net die begin. Dit was nie die einde nie, dit was maar net die begin. Hier moet ek pause vir 'n oomblik. Net gou vinnig, hou op wag, dat die Here kom met sy towerstafie en jou kom kap op die kop. I think this is our problem. Our problem is we want to sit on a lazy boy and wait for God to be the butler to do as we suggest.
Weet jy wat besef ek as ek hierdie verhaal lees van Israel wat deur Kanaan moes gaan en 43 nasies verslaan. Hulle moes iets doen. Hulle moes reageer op God se woord. Hulle moes reageer op God se woord. Luister gou mooi. Die sleutel is hier. God werk selfs wanneer niks lyk asof niks gebeur in my en jou lewe nie. Dan werk God die hardste. He's working behind the scenes. Soms is jou vooruitgaan nie sigbaar nie, maar wel geestelik. Spiritual. God doen eers iets binne my en jou voordat dit deur my en jou doen. Dan moet eers goed binne my en jou verander voordat God vir my en jou die ander goed gee. Hy sal ons nooit hy sal nooit goed in jou hand sit wat ek en jy nie kan doen nie. Nie kan, dis vir iemand. Nie kan doen nie. Want ek dink vanoggend is die baie mense vanoggend wat voel, ek voel oorweldig. En ek weet jy hoe gaan ek deur dit kom nie. Die Here sal nooit vir jou iets gee wat jy nie kan oorwin nie. Hoekom? Want ek en jy stap in oorwinning elke dag. Jy sien, wat ons moet doen? Ons moet aanhou vergewe, ons moet aanhou bid, ons moet aanhou gee, ons moet aanhou dien, al lyk dit niks verander nie. Jy sien, vertraagde resultate is nie ontkende beloftes nie. Ook kom ek sê dit in Engels. Delayed promises or results are not denied promises in the word of God. Joshua het nooit die hele plan gegee nie. Hy het net gesê dis die volgende stap. Gehoorsaamheid om saam God se gees te wandel is om duidelik net sy stem te kan hoor. Dis tog wat Jesaja vir ons sê. Hy sê ek sal jou sê draai regs, draai links. Dis wat jy moet doen. So gehoorsaamheid is my en jou verantwoordelikheid, maar die uitkoms is God se. Kom ek sê gou weer. Gehoorsaam is my en jou verantwoordelikheid, maar die uitkoms is God se. En weet jy, dit is so amazing. Kom ek help julle gou reg. Nou weer eens, jy weet. Kom uit die Noord-Kaap uit. Ons doen dinge so 'n bietjie anders te daar. Dit voel lekker om nie die verantwoordelikheid te hê nie van die uitkoms. My verantwoordelikheid, ek moet God vertrou. I need to walk in obedience. I need to trust God. I need to take the next step. I need to wake up. I need to rock up. I need to do what I need to do. That's what I need to do. That's my part. But the outcome. Sien julle sin? So baie keer het ek 'n gesprek met die Here. Lord, help my. Net wie ek. Help my want Here, ek wil glo dat ek reg stap. Ek wil glo dat dit wat ek doen, doen ek reg volgens U woord. Here, maar ek sien niks nie. Help my. Maar dis nie my verantwoordelikheid nie. Here, U woord sê, U is die een wat my lei. U woord sê, U is die een wat die deure oopmaak. Nie ek nie. Sjoe. Dit klink so 'n bietjie anderste, né? Maar dis wat ons moet doen. Net ons verantwoordelikheid. God het sy verantwoordelikheid. En dikwels is die grootste oorwinning nie die muur wat rondom ons val nie, maar die vestings wat binne my en jou lewe val. The strongholds that's inside of us. En God wil met dit werk. En die laaste ding, ek is nou klaar, die laaste ding is, die proses het nie altyd 'n tydlyn nie. OK, niemand wil dit hoor nie. Ja, daar is seisoene. Ons is nou in planseisoen, en dit lyk mooi, ek moet nogal sê, so deur hy sien hierdie plantjies, Gert, dankie vir die foto. Man, dit lyk goed. Dit lyk mooi as die plantjies opkom, dankie Jesus, jy kan sien, hier begin die seisoen. Maar die seisoen gaan ook eindig. As God met my en jou werk, luister, is daar nie 'n tydlyn nie. Daar's nie 'n tyd nie. En ek dink baie keer gaan ons op 'n plek kom waar ons gesê, Here, hoe lank nog? Here, hoe lank nog? Waarom moet ons nog 'n keer stap? Here, hoekom kan dit nou gebeur nie? Here, ek wil daai deur moet nou oop gaan vir my. Nie môre nie, Here, ek het hom nou nodig. Here, U ken my nood. U ken my nood. Hoeveel gebede nog? Here, ek bid al so lank vir 'n deurbraak. Ek vertrou U so lank dat ek genees word. Here, wat moet ek doen? Hoeveel gebede nog? Hoeveel keer moet ek nog probeer? Jy sien, God gee ons nie 'n tydlyn nie, maar hy gee ons 'n belofte. And when you and I can walk in the promises of God and trust God in the promises of God, man, anderste, hoekom? Van Filippense 1:6 sê Paulus so mooi, sê, wat hy wat 'n goeie ding in jou begin het, sal dit hy sal dit voltooi. He will come and he will bring it to completion. En as by die Here vertrou in die proses. Ek wil net gou vir Watchman het iets amazing gesê. Hy het gesê the Christian life is a journey to become who we are in Christ. It's a journey to become who we are
in Christ. Who we are in Christ. Jy sien, as God nie klaar is nie, is jou storie nie verby nie. En wat ons moet doen is, ons moet hom net vertrou in hierdie absolute journey wat ons osself bevind. Die proses kan herhalend voel. Here, hoekom nog 'n keer? Moet ons nou weer 'n keer om die mure stap? Here, hoekom nog 'n keer? Maar ek dink ons moet nog 'n keer stap. Want nog 'n keer bou ons geloof. Nog 'n keer versterk ons volharding. Nog 'n keer bring jou hart en my hart in lyn met God se woord. En dan kom die kragtige verklaring in Habakuk 3 vers 17 en 18 en ek gaan dit maar die paraphrasing I'm going to do according to the Clark's translation. Al verander niks nie. Even if nothing changes. En as geen vrug nie. Ons hou nie daarvan nie. En terwyl ek dit sê, kry ek smoek kol op my maag. Ek weet hoe ek dit sê, kan ek julle gesigte sien. Nee. Al is daar nie vrug nie. Al is daar geen bewys nie. Yet. Hoor my vandag, kinders van God, yet I will rejoice in the Lord. Yet I will rejoice in the Lord. Vreugde is nie gebaseer op wat ek en jy sien nie. Dis gewortel in wie God is. And he's not a man that he should lie. God se woord is ja en amen. Sy beloftes is ja en amen. En wat ek en jy moet doen is om vas te hou daarin. Nogtans, Here, sal ek in jou juig. Ek sal in jou juig. Jy sien, ek kom tot 'n gevolgtrekking dat al wat ek en jy moet doen is, let's take another round. Kom ons stap nog een keer om. En ek wil mense bemoedig vanoggend, want ek ervaar en ek dink ek het reg gehoor, is dat, ek weet nie van julle nie, maar ou se voete begin sleep. Want ou niks sien en niks ervaar nie, en daar's nie oorwinning nie, en daar's nie deurbraak nie, en ek kry nie antwoorde nie, en ek voel, ek weet nie waarheen om te gaan nie. Wat moet ek doen? Die gevolgtrekking wat ek kry, se kyk na Israel, en hulle is in die beloofde land, en wat gebeur het? Stap nog een keer om. Ek is hier om jou te bemoedig, haal diep asem en stap nog een keer om. Ek wil weghardloop Edwin, maar hier wil ek val uit mekaar uit. Ek weet nie meer wat om te doen nie. Ek wil vir jou sê, probeer nog een keer. My finansies, man, ek het al hoërgraad wiskunde gebruik en laergraad en ekstra klas wiskunde gebruik, maar niks werk uit nie. Hou vas in die Here. Hou vas in die Here. En volhard in dit wat hy my en jou voorroep. Jy sien, wanneer ek jy vashou, en sy ervaar niks nie, al wat jy kan doen is, Here, ek het gedoen wat ek moet doen. Vader, nou kan U doen wat net U kan doen. Nie Absa Bank nie, of Standard Bank, ek weet nie wat's First National Bank, Capitec, Discovery Bank. Luister gou mooi, Here, net U kan doen wat U moet doen. Jy sien, maar daar kom 'n 7de dag. En die 7de dag, ek wil vir julle sê, die 7de dag is soos daai stukkie wat ons sing, Kobus, daai stukkie, that on the third day, op die 7de dag, het alles verander. Dieselfde mure, dieselfde mense, dieselfde instruksie. Maar hierdie keer was daar 'n deurbraak geweest. Hierdie keer het die mure geval. Hoekom? Omdat hulle nie opgegee het nie. Hy didn't give up. Deurbraak kom dikwels een tree verder as waar meeste mense ophou. Ek is hier om vanoggend vir jou te bemoedig en vir jou te sê, hou aan stap, kind van God, hou aan stap. Jy mag dalk moeg wees vanoggend. Jy mag dalk voel, niemand sien jou raak nie, ek voel verlore. Of jy mag dalk net voel, niks gebeur in jou lewe heiliglik nie. There's just nothing that's happening right now. I need you to take just another step. Hoor my duidelik vanoggend. Hoor gou mooi. Moenie moed verloor nie. Volhard. Your harvest is coming. It is actually right in front of you. All you need to do is keep trusting God, keep persevering, keep enduring, and take another step. Jou deurbraak is hier. So wanneer jy nou wil ophou, wanneer jy voel, luister, dit maak nie meer sin nie, en wanneer daar geen vooruitgang is nie, vat nog 'n tree. Jy sien, victory does not belong to those who never get tired. Ons almal raak moeg.
It belongs to those who never give up. So ek wil vir julle bid. Want ek voel volgende, ek wil net so 'n bietjie, ek is hier om die unleaded petrol te bring. Die Heilige Gees. Dat ons op 'n plek moet kom, om net weer asem te skep en te kan sê, Edwin, dis ek. So, ek gaan dit baie eenvoudig maak. As jy voel, luister, ek het nou volgens met jou gepraat, en jy sit in hierdie plek volgens, en jy voel, dis ek. Ek het al gevoel om weg te hardloop. Edwin, ek is soos Forrest Gump. Ek hou net aan hardloop. Dit is hoe jy voel volgens. Kan ek vra dat jy staan? Want ek wil vir jou bid, en ek wil Here saam jou vertrou. Want ek weet die Here is hier volgens. En ek wil ons moet asem skep in hom volgens. En weet hy is God. En nie moet verloor nie. As dit jy is, staan op. Staan op. Ek wil jou bemoedig om op te staan volgens. Ons gaan saam bid en ek gaan die Here saam jou vertrou. Daar's nog 'n paar wat moet opstaan. And I don't want to prolong this. I want to pray and just trust God. And I need to say to someone in this house, your marriage is not over. It's not over. It's just time to breathe and trust God. Al voel dit moeilik. God is met jou en saam met jou. So what we're going to do right now is, if you see anyone standing around you, can I ask you, do you just to turn to them? Marna, Emil, net agter julle. Just behind you. Daarso. Kan net by hulle staan. Ons gaan die Here saam vertrou. Daar waar jy iemand sien staan. Kom. This is where we as the body of Christ just connect with one another and trust God. Daar staan nog baie mense. Kan ek vra, waar julle mense sien staan, daar staan nog baie mense daar. Staan net by hulle. Staan by hy. Ag Sander, kan jy nie raai tannie toe vir my gaan asseblief? Here, ek bid vanoggend dat U sal kom aanraak. Here, waar ons uitskree vanoggend, ek is moedeloos. Ek weet nie meer nie. Dit is eintlik maar op die regte plek om te sê, Here, ek weet nie meer nie, want dis die waarheid, ek weet nie meer nie. Here, U weet. En omdat U weet, Here, gee vir my daai versekering. En Here, ek het daai opgewondenheid in my gees vanoggend. Want U is met ons en saam met ons. And your word declares so beautiful, Lord, that nothing is impossible for you. Niks is onmoontlik by die Here nie. Niks. Laat dit net insink in jou gees volgens. Niks is onmoontlik nie. Dit voel onmoontlik, dit voel oorweldigend, dit voel groot. Ek wil hardloop, maar niks is onmoontlik by God nie. Al wat jy moet doen is trust Him again. Stap weer, staan op weer, haal asem weer. Gaan weer, begin weer bid. Jou gebede word aangehoor. Jou gebede word aangehoor in die troonkamer van God. Moenie ophou nie. Moenie moed verloor nie. Die Here is met jou en saam met jou. And Father, I pray right now, Lord, for breakthrough. I pray for healing right now. In Jesus' name. Here, harte wat stikkend is, stikkend. Wil ek kom vanoggend en Vader, ek wil bid dat U hulle sal omvou met U teenwoordigheid. Om te weet God is met my. En ons sê vanoggend vir U dankie. Dankie vir elke deurbraak. Dankie vir elke gebed wat geantwoord word vanoggend. En ons gee al die eer vanoggend. In Jesus naam. Amen. En amen.